Is julle opgewonde om hier te wees? Amen, is julle opgewonde om die woord te hoor? Wel, ek is opgewonde om dit met julle te deel en ek moet my gees beheer vanoggend, want ek mag dalk bietjie te vinnig wil gaan of de mekaar praat maar as ek de mekaar praat, moet asseblief nie de mekaar luister nie. Luister daarom net reg. Die van julle wat julle Bybels hier het, kan saam met my oopmaak by Psalm 139. Psalm 139 en jy kan jou papiertjie of jou vingertjie sit daarso by Genesis 16 ook, asseblief. Psalm 139, die hele Psalm, die goddelike alwetendheid vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my. Te hoog, ek kan nie daarby nie. Waar sou ek heen gaan van U gees? En waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar wat almal bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U tog maar die goddelose wou ombring. En julle manne van bloed, gaan van my af weg. Hulle wat arglistig teen U spreek. U naam ydelik verhef, U teestanders. Here, sou ek die nie haat wat vir U haat, en 'n afskie hê van die wat teen U opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat. Vyande is hulle vir my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Amen. Psalm 16 vers 13. Hagar praat daarso, en sy is in die woestyn, nadat sy weggedryf is uit Abraham se huis. Sy het 'n seun by haar, sy het niemand om na haar te kyk nie, en in hierdie woestyn ontmoet die engel van die Here met haar, en die engel van die Here voorsien aan haar. En nadat sy die voorsiening ontvang het, vers 13, toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. En sy sê, U is 'n God wat sien. U is Jahwe.
U is El Roi, die God wat my sien. Dit is die woord wat sy gebruik het. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Ek gaan weer oopmaak en oophou by Psalm 139. Ek wil vandag met julle praat oor die God wat sien. Amen. Die God wat sien. Nou ek weet nie watter gedagtes onmiddellik by jou opkom as jy hoor God wat sien nie, maar jy weet toe ons kinders was ons grootgemaak en ons is geleer, onthou die Here sien alles wat jy doen, né? En jy moenie skinder nie, en jy moenie steel nie, en jy moenie die en daai doen in die geheim nie, want die Here sien. Nou, dit is so, die Here sien, die Here weet wat ons doen, hy weet alles wat ons doen, en ek wil nou nie vanoggend inkom met die invalshoek dat julle moet oppas wat julle doen, want die Here sien nie, ons weet dit, ek wil nie kom met 'n oordeel nie, ek wil hoop bring en ek wil iets kosbaars bring, gekoppel aan die Here wat sien. In hierdie Psalm 139, beskryf Dawid God se alwetendheid. God wat alles van ons ken. Wat bekend is met al ons wee. Bekend is met ons gedagtes. Bekend is met ons kom en ons gaan, ons sit en ons staan. Die Here wat bekend is met die diepste begeertes en behoeftes van ons hart. Dawid beskryf in hierdie Psalm dat selfs al probeer ons vlug van die Here, selfs al gaan maak ons bed in die doderyk, of ons klim op die lig, die daggeraad, en ons wil daarmee wegvlug, saam met die ligstrale wegvlug, of ons wil by die see gaan woon, of op die hoogste berg, ons kan nie God ontvlug nie. En hy gaan selfs dieper en hy sê, al kom ek by daai punt waar ek wil hê duisternis my moet oordek, en ek in daardie duisternis wil wegkruip. En daai duisternis kan baie dinge beteken. Dit kan fisiese duisternis wees, dit kan onwetendheid wees, dit kan 'n bedekking wees, figuurlik kan dit selfs 'n vorm van 'n depressie of 'n teneergedruktheid wees, en daar binne-in wegbeweeg en wegkruip van God af, dan sê Dawid, selfs daardie donkerte is vir die Here lig, en die Here sien binne in daardie donkerte. Hoe wonderlik, nê? Dat niks maar niks kan veroorsaak dat God jou nie meer raak sien nie. Jy weet, daar is psalms waar Dawid praat, en selfs ander gedeeltes ook in die Ou Testament, waar die mense die vraag vra, sien God my nog? Sien hy my nog raak? Let hy nog op wat ek doen? Weet hy waar ek is? Weet hy wat met my aangaan? Veral toe Dawid omsingel was deur sy vyande, of nagejaag was deur vyande, het hy naderhand gevra, Here, sien u my nog? Sien u wat met my gebeur? Hierdie mense soek my bloed. Sien u dit raak? Dink aan Jesus, nê? Toe hy aan die kruis hang, die wêreld se sonde op hom, al die sonde gepleeg en wat nog gepleeg moet word op hom, sê hy, my God, waarom het u my verlaat? Het God hom werklik verlaat? God kon dalk vir 'n oomblik nie vereenselwig met daardie sonde nie, maar ek dink nie die Here het hom verlaat nie. Dit is wat hy ervaar het. God se oë bly altyd op sy kinders. Sy oë bly altyd op sy skepping, en sy oë bly op sy seun en almal wie in sy seun is. En dit maak my opgewonde. Dit gee vir my vrede, dit gee vir my hoop, dit gee vir my confidence
om te weet, die oë van die Here is op my. Elders in die Bybel staan daar, dat die oë van God deurkruis die hele aarde, op soek na hulle, wat heelhartig op hom vertrou. Ek dink ook aan die woorde van Jesus, waar hy praat oor die bekommernisse van die lewe in die bergpredikasie. En hy sê vir die mense, julle moenie bekommer oor die dag van môre nie. Julle moenie bekommer wat julle gaan aantrek nie, en julle moenie bekommer wat julle gaan eet nie. Want die lewe is meer as klere, en die lewe is meer as kos. Alhoewel kos is lekker, nee. Lekker, veral so in die wintertyd, met 'n lekker soppietjie of 'n boutjie of 'n ietsiekie, nee. Sommige mense mos, as hulle in die oggende opstaan, is die eerste ding waaroor hulle bekommerd is, wat gaan hulle eet vir oggendete, en as hulle oggendete klaar geëet het, vra hulle, wat eet hulle vir middagete, en as middagete klaar geëet is, wat gaan ons vanaand eet? Die lewe is meer as kos, die lewe is meer as klere, die lewe is Christus, amen, en die dood is 'n wins. Jesus praat oor hierdie ding van bekommer, oor klere, kos en die toekoms. Dan sê hy vir die mense, gebruik hy 'n voorbeeld. Hy sê, kyk na die lelies van die veld. Hulle spin nie, hulle weef nie, hulle maak nie klere nie. Maar selfs die lelies van die veld is deur God beter aangetrek as wat Salomo ooit aangetrek was in al sy rykdom. En dan sê hy, gaan kyk na die mossies. Gaan kyk na die mossies. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie bymekaar in skure nie, en tog elke dag voer God die mossies. Hulle eet, hulle is voorgesorg, en dan sê hy, hoeveel meer werd is julle nie as mossies nie. As God sorg vir die diere van die veld, sal hy sorg ook vir julle. God sien die mossies, God sien die mossies se behoefte. Soveel meer sien hy ook jou en my behoeftes raak. Dink aan oom Carolus en Lente wat hier kom kuier altyd, nê? Hulle het so lekker liedjie. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die mens of die plante, God sorg vir my. En dan kom hy lekker chorus. Is jy dalk bekommerd oor die dag van môre? God sorg vir die mossies, God sorg vir my, want hy sien. Jy sien nie, partykeer is ek so 'n bietjie in my eie wêreld, veral daar by die huis. Partykeer, net partykeer, nee Vanessa. Partykeer is ek so 'n bietjie in my eie wêreld, ek bedink goedjies en so aan, en dan is ek daar by die huis, en my oogies is oop, maar ek is nie tuis nie. Partykeer sien ek en ek registreer nie. Ek weet nie of daar ander is wat ook so is nie. My oogies is oop, maar ek is partykeer so 'n bietjie blind, want my kop is iewers anders. Maar sien, God is 'n wonderlike God. Hy sien en hy respond. Hy sien en hy weet. Hy sien en hy het medelee. Hy sien en hy praat. Hy sien en hy maak kontak. Hy draai nie 'n blinde oog nie. Halleluja. Hoe wonderlik, nê? Hy sien, hy's 'n God wat sien en hy sien met 'n hart van omgee. Hoeveel keer het Jesus nie op aarde rondbeweeg, mense in ellende gesien, mense in gebrokenheid en in siekte gesien, en dan het hy stil gestaan by hulle. Selfs die melaatse, nê, wat deur die mense weggejaag word na die kolonie toe. Jy gaan na die melaatse kolonie toe, julle moet daar bly en julle moet daar doodgaan, nê? Wat doen Jesus? Hy staan stil. Hy kry jammer. Hy gee innig om en hy gee vir hulle wat nodig is. Hy staan by hulle stil, selfs by die kindertjies, nê? Moenie die kinders verhinder om na my toe te kom nie. Ek sien hulle wil na my toe kom.
moet hulle nie verhinder nie. Saggeus in sy boom, nê? Saggeus daar in die boom, hy wil ook maar net sien wat gaan aan, en wat doen Jesus? Hy sien hom raak, en hy gaan staan by hom stil. Klim af, Saggeus, wat soek jy daar? Ek gaan by jou kom eet. God sien. En ek wil hê jy moet vandag vrede in jou hart kry, in die wete dat God jou ook raak sien. En hy sien jou raak in jou konteks. Hy sien jou raak waar jy leef. Hy sien jou raak ook waar die donkerte jou oordek. Want ons almal het ook maar partykeer so 'n ou donker wolkie wat oor ons kan kom, nê? Hy sien jou in jou bekommernis. Hy sien jou vra, hy sien jou in jou worsteling. En hy maak met jou bemoeienis. My vraag vir jou vandag is, soos wat Hagar ook gevra het. Hagar het gesê, U is die God wat my sien. En dan vra sy, maar het ek hom ook gesien wat my sien? Daai is 'n belangrike ding. Want ek kan vandag vir jou sê, God sien jou, en jy kan voel, wow, die Here sien my nie. Of ek sien nie die Here raak nie. In ons omstandighede, soos wat oom Koos gebid het, laat ons oë opslaan na die Here wat ons raak sien. Die Here wat vir ons lief is. Die Here wat met ons bemoeienis maak. Die Here wat alles van ons ken. En ek weet as ek praat van die Here sien alles en die Here ken alles, dan ons is menslik, dan dink ons onmiddellik, ja, die Here ken my foute. Die Here ken ook my verlede. Die Here weet die lelike goedjies van my wat niemand weet nie. Dis okay, die Here kan daarmee deel. Inteendeel, hy wil daarmee deel. Hoe wonderlik dat ons 'n vriend het in Christus, met wie ons diepste dinge kan deel. Want daar is sommige goed wat jy nie vir mense wil sê nie. Want dis rowwe dinge. Of jy is bang, jy word geoordeel, en jy is bang jy word een kant toe geskuif, of jy wonder of hulle dit werklik kan dra, en werklik vir jou 'n antwoord kan gee. God kan. Jesus kan. Hy is ons vriend. Ons kan na hom toe gaan, en met hom praat oor alles. Ons diepste begeertes, ons grootste laste. Hy sien dit, hy weet daarvan. Hier sê Dawid, nog voor daar 'n woord op my tong is, weet U dit al. Jy sien, God kyk met begrip. God sien die hele prentjie. En hy ontmoet ons daar. Wat het Adam en Eva gedoen toe hulle gesondig het? Hulle het gaan wegkruip. Hulle wou nie gehad het God moet hulle sien nie, want hulle het agtergekom hulle is naak. Nee, God kan nie hierdie sien nie. God mag nie hierdie sien nie. En hulle het gaan wegkruip. Maar wat het die Here gedoen? Hy het weer afgekom in die tuin in. En in die aandliggie het hy gewandel. En wat het hy gedoen? Hy het na hulle gesoek. Hy het na hulle gesoek. En hy het hulle gekry, want hy gaan hulle kry. Want niemand kan wegkruip nie. En wat het hy gedoen? Hy het gesien hulle is naak. Hy het geweet wat hulle gedoen het. Het hulle veroordeel? Hoekom kruip julle vir my weg? Vra hy. Nee, ons is naak. Hoe weet julle dit? Nee, die slang. Nee, die vrou. Ons het geëet. En hy slag. God slag 'n dier. En hy gee vir hulle klere. Hy bedek dit. Want hy het gesien, dis hulle nood. Dis wat hulle nou nodig het. Hy het gesien, hy het in liefde gereageer. Ja, bloed moes gespil word. Later natuurlik Jesus se bloed gespil. God sien. God gee om. God het lief. En jy kan maar wegkruip. En kan jou beste poging aanwend. God sal
soek. Want hy is die goeie herder. En hy weet hoeveel skape hy het. En wat het Jesus gesê? As een verdwyn het of verdwaal geraak het, wat doen die goeie herder? Hy los die 99 wat hy kon tel en sien, hulle is veilig, maar daar kort enetjie. En hy gaan soek. Hy gaan soek. Want hy weet daar kort. Want hy weet wie syne. Want dis opgeskryf in sy boek, sê Dawid. God weet. Nou sien hy iets ontbreek. En hy gaan soek. Die minstukkie. Die weduwee het 10. Enetjie is weg. Sy tel. Nee, hier kort iets. Ek kan sien iets kort. Waar is hulle? Waar is hy? Waar is sy? Waar is dit? Gaan soek en kry en is bly. Hey, dit rym. Hoe wonderlik is ons God. Elroy, die een wat ons sien. Miskien nou jy nie daarvan om na jouself in die spieël te kyk nie, want jy like nie wat jy sien nie. Of jy dink mense sien jou nie raak nie. God sien. En hy het lief. En hy gee om. En hy voorsien. Want hy het jou lief. En hy sien jou. Ons almal is al seer gemaak. Ons almal ken verwerping. Ons almal is al verwerp. Maar God is die Vader van die vaderloses. God is die een wat aanvaar. God is die een wat rubbish vat en iets moois daarvan maak. Jy mag dalk rubbish wees in jou eie oë. Jy mag dalk iets wees wat weggegooi is in jou oë of in mense se oë. Maar God kyk anders. God tel op en hy maak mooi en hy maak nuut. Halleluja. Ek sluit af met die ou 1 sent. Toe nou het ek agtergekom. Ek het gedink as die ou 10 sent. Wat was op die 1 sente gewees? 'n mossie, né? Die ou kleinste ou geldjie. Het julle al, of kom ek vra eerder so, wat het julle al alles opgetel in die lewe, in 'n parking area, of in 'n winkel, of op die strand, né? Ons almal het seker al goedjies opgetel, ons almal het seker al geld opgetel. Dit is baie lekker as jy 'n oranje papiertjie kan optel, maar dit gebeur nou nie so gereeld nie. Dis mos altyd maar 'n ou 10 sentjie wat daar lê. Jare gelede was dit altyd 'n ou 1 sentjie wat daar gelê het. En dan is daai Engelse gesegde wat see a penny, pick it up and all the day you'll have good luck. Whatever. Ons glo nou nie in daai dinge nie. Ons is nie superstitious soos dit nie. Maar ek wil jou bemoedig hiermee dat wanneer jy ooit weer 'n ou geldjie optel op straat, dan dink jy aan die mossie 1 sent, want ons het nou nie meer 1 sente nie. Dan dink jy daaraan en dan wanneer jy nou daai ou geldjie sien en jy tel hom op, onthou, God sien jou raak. God sorg vir die mossies en hy sorg vir jou. En dan vat jy daai geldjie en jy hou hom maar altyd in jou sak. En jy onthou deur daai ou muntstukkie wat deur iemand weggegooi is of dalk per ongeluk uit die sak uitgeval het. Hy is tog opgetel, nê, deur iemand wat waarde daaraan heg. Dit is jy, maar dink aan die beeldspraak. Jy kan maar die verlore muntstukkie wees. God tel jou op. God sien jou raak. God sorg. God het jou lief, want jy het waarde vir hom. Hy sien jou raak. Moet nooit daarin twyfel nie. God sien jou en jy beteken vir hom baie. Anders sou hy nie sy seun gestuur het nie. Sy seun is gestuur vir my en vir jou, vir die mensdom, want God kon sien die mensdom het 'n redder nodig. Van die begin af was dit sy plan. En op die regte tyd is Christus gestuur, gekruisig, sy bloed gevloei, en daardeur word ek en jy gered.
Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Amen. Want God sien ons. En ons het waarde. En hy sê, laat ek hulle vrykoop deur die bloed van Christus. Dankie Here dat U ons raak sien. Amen. Amen. Kom ons maak toe die oë en dan bid ons saam. Hemelvader, dankie vir U kosbare woord. 'n vertroostende woord. 'n woord wat vrede bring en hoop bring. 'n woord wat ons gemoed versterk en oplig. Daardie wete dat U ons raak sien. Dankie Here dat ons saam met Hagar en soveel na haar kan verklaar, U is El Roi, die God wat my sien, die God wat met my bemoeienis maak, die God wat my ken, die God wat saam met my is. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat U sorg vir die mossies, die veld, die plante, die diere, en dat U ook sorg vir my. Ons eer U daarvoor, Here. Heilige Gees, dis my gebed dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. En dat U altyd deur ons daaraan sal herinner, dat U ons raak sien, dat U oë op ons is, en dat ons as gevolg daarvan reg moet wandel, maar dat ons ook met vrede in ons harte sal leef, in die wete dat ons nie vergete is nie, nie weggegooi is nie, maar dat daar 'n almagtige God in die hemel is, wat ons raak sien en met ons bemoeienis maak. Ons eer U en ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.